se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens, Benham Francis en jy is by die Braambos en ek wil jou nooi, ek wil jou vra, kom ek en jy stop in kerk te hou. Kom ons hou stop om op te hou na die woord luister op jou telefoon of op jou TV of asof dit nie net nog 'n preek is nie. Kom ons kyk bietjie na onsself en hoe lyk ek regtig? Hoe lyk ek as ek deur God se oë na Ben Loubser kyk? Ek wil jou nooi vandag om bietjie na jouself te kyk, na die woord van God te kyk met nuwe oë. Met iets meer as net nog 'n diens, nog 'n preek, nog 'n kerk, nog 'n predikant. As ek en jy sou sê, ek is 'n wedergebore kind van God, beteken dit baie meer as wat ek sê ek is 'n pastoor. Of ek is 'n prediker. Of ek is besig om te preek. Ek is besig om die woord te bedien soos aan my gegee deur die krag en die salwing van die Heilige Gees. So ek wil jou nooi vandag, kom ons maak die woord oop by Psalm 91. En nou weet ek, ons almal ken Psalm 91 en ek wil sommer so deur Psalm 91, 1 tot 16, net so deur stap met my vingers. Ek en jy wat sê ons is wedergebore kinders van God, behoort te glo, onvoorwaardelik te glo. Glo is 'n wilsbesluit. Die woord van God verduidelik glo as ek glo in goed wat ek nie kan sien nie. Ek glo dit onvoorwaardelik, maar dit is 'n besluit wat ek moet neem. Ek skuil in die ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste. God op wie ek vertrou. Wat my sal red, my siel sal red. Wat my onder sy vleuel sal dek. Ek hoef nie te vrees nie. Nie vir pes nie, nie vir siekte nie. Na my toe sal dit nie aankom nie. Dis die belofte wat die woord van God vir ons gee, wat nie beteken jy gaan nooit siek word nie, maar jy gaan nie vrees nie. Wat beteken jy gaan nie heeldag in melk en lening leef nie, maar ek gaan skuiling vind, my omstandighede gaan skuiling vind in God. Hy gaan my red, dalk nie vir die storm nie, maar ek moet deur die storm gaan om gered te word. Ek moet deur die storm gaan om 'n beter mens te word. Die storms sal na my toe nie aankom nie. Nee,
Die wind sal waai en my hare sal deur mekaar wees en ek sal moeilike tye beleef. Maar ek hoef nie bang te wees nie, want die Here God, Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, sal my toevlug wees, my beskutting. Ek kan naby hom wees, geen plaag sal naby my kom, wat my kan doodmaak. Die woord van God sê, pas op nie vir die ding wat jou liggaam kan doodmaak, pas op vir die ding wat jou gees kan doodmaak. Hierdie moet jy geestelik insien. Want hy sal sy engele aangaande my opdrag gee. Hy sal my op die hande dra, my en jou, sal hy op die hande dra. Dit beteken nie, jy sal nie jou voet stamp nie. Jy sal jou voet stamp, maar jy sal beskut wees. Maar dan moet ek en jy ook iets begin doen. Ons moet op die leeu en die adder begin trap. Nee, nie die leeu in die wildtuin en die adder wat in jou tuin inseil nie. Die leeu en die adder wat jou siel skade doen. Die leeu en die adder wat jou toelaat om te doen wat nie God se wil is nie. Want God het jou en my lief. Jy moet dit besef, jy moet dit vir jouself sê, jy moet in die spieël kyk en sê, God het jou lief. Jesus het vir jou sondes gesterwe. Die Heilige Gees het jou gevul. Daarom is jy wedergebore. God wil jou red. Hy wil jou beskerm. Hy wil jou naam ken. Hy wil jou verhoog. Hy wil by jou wees. Hy wil jou red. Hy wil jou eer. Jou versadig. En ek sal hom my heil laat sien. En aan die einde hiervan sal ons die oorwinning sien. Maar dit begin vandag. Dit begin nie daar eendag as ons sterf nie. Ek het baie begrafnisse gehou in my lewe. Ouma sien nou vir Jesus. Dis goed. Sy het gesterf. Maar ek en jy kan God vandag sien. En nou Genesis 3 vers 9. En God roep mens. God roep my en jou vandag. Hy sê mens, waar is jy? Waar is jy? En dis nou daai oomblik wat ek en jy tot stilstand kom en sê, waar is ek regtig? Waar is ek as God my roep? As God vir my sê, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy moet jou vader en moeder eer. Waar is ek en jy regtig? Ons dink baie keer, ons kan kerk toe gaan. Ons kan, hoe meer geld ons gee, hoe beter sal dit met ons word. Ek is 'n goeie mens. Ek bak koekies vir die kerk. Ek bak koekies vir die ou mense. Ek laat die dames voorloop. Dis als mooi, dis goed en wel, dis goed wat ons moet en kan doen. Maar, waar is ek in my geloof? Waar is ek as dit kom by naby aan God lewe? Waar is ek waar ek gehoorsaam moet wees oor aan die woord van God? Waar is ek waar ek moet gehoorsaam wees aan die woord van God as hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Waar die woord van God sê, jy moet jou omdraai van die goed wat nie in God se wil is nie. Waar is ek en jy dan? As God sê, bekeer jou, draai om, kom na my toe,
almal wat moeg is, waar is ek en jy? Doen ons dit? As God sê, laat jou doop, hoekom moet ek? Nee, ek sal dit doen as die Here 'n engel langs my bed laat staan. Maar ek sê, ek glo in die woord van God. Ek glo in God die Vader, in Jesus Christus, in die Heilige Gees, in 'n algemene Christelike kerk. Ek glo in die woord. Ek glo in die opstanding. Maar ek twyfel nog, want ek is nie seker nie. Ek sal nie my uitlaat nie. Ek dink een van die belangrikste goed is, dat ek en jy begin glo, wat ons sê, wat ons hoor, wat ons doen, onder die klank van die woord van God. Dit voel vir my asof mense nie meer glo nie. Hulle sê, ek is 'n Christen, ek is 'n gelowige, maar hulle glo nie onvoorwaardelik, hulle leef nie meer Jesus Christus nie. Dan moet 'n dag kom, wat ek en jy sê, weet jy wat, ek gaan my alles gee. Ek gaan, die woord van God sê, toe Jesus die avondsmaal ingestel het, die nagmaal soos die kerklike mense hom noem, dit noem, toe sê hy, doen dit soveel as moontlik, doen dit tot my nagedagtenis. Wanneer gaan ek en jy die woord van God doen? Soveel as moontlik, tot sy nagedagtenis. Wanneer gaan ons gehoorsaam wees? Soveel as moontlik, tot sy nagedagtenis. Wanneer gaan ek en jy ophou verskonings uitdink om die woord van God te bestry? Wanneer gaan ons na die woord van God luister, soos deur 'n profeet, 'n herder, 'n predikant aan ons verduidelik word? Ja, ek weet en ek wil jou waarsku, jy kan nie na enige herder luister nie. Jy kan nie na enige predikant luister nie. Jy kan nie na enige denominasie luister nie. As ons wegskram van die woord van God af, en goed wat verkeerd is in die woord van God, regverdig deur slim woorde, dan moet ek en jy hoor wat die Gees van God sê. En ons moet dit bestraf en ons rug daarop draai. Maar ons word verblind en ons volg die vyand en ons volg nie die woord van God slaafs nie. My liewe mens, en God sê vandag, my kind, my mens, my liewe mens, waar is ek en jy? Waarheen is ons op pad? Ek wil jou nooi. As jy nie verstaan nie, ek gaan nou my telefoonnommer gee. Stuur my 'n WhatsApp. Jy kan my kry op Facebook en YouTube. Gaan soek. Maar moenie my glo nie. Moet in hemelsnaam my nie glo nie. Gaan soek jou eie antwoorde in die woord van God. Ek gebruik die 53 vertaling. Dis maar wat ek mee groot geword het en wat ek glo baie waar is en baie korrek is. Wanneer gaan ek en jy weer terugdraai na Jesus? Wanneer gaan ons ophou naak, wegkruip en nie weet waar ons moet wees nie? Ons is op alle plekke, behalwe waar God ons wil hê. Here, ons bid vir die salwing van U Heilige Gees, om vir ons te gee wat ons nodig het. Die krag van die Heilige Gees om die woord van God oop te breek en te lees en te ondersoek en te luister wat die prediker sê, of hy praat uit die woord uit, of hy praat uit sy eie voordeel uit. Here, red ons vandag en leer ons om te skuil by die voete van Jesus Christus, in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is
072 577 1196. Stuur my 'n WhatsApp, praat asseblief met my. Beter om met my te praat op 'n WhatsApp as om my te bel. Jy kry my nie altyd in die hande nie. Baie dankie, baie liefde, baie dankie vir elke finansiële bydrae, baie dankie vir elke bydrae, baie dankie vir elke gebed. As jy my soek, Ben Francis Loubser, ons is by Pastoor Roan Marie by Jesus is Lig gemeente in Eastvale Springs. Die Here seën u. Amen.